Jesus. Tastes like heaven. My heart overflow. The longer I serve you, the sweeter Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kom ons gee die Here net 'n goeie prys. Vader Pieter, Broer Pieter en jou familie. So dankbaar vir julle. Ek kan self vanoggend self 'n traan net van dankbaarheid stort net vir julle. En baie dankie. Ek het nou nie regtig geweet, ek het so bit in pieces geweet wat julle ervaar, maar baie dankie vir die oproepe op 'n maandag om vra Pastor, is jy alright? Dan sê ek nee, ek is nie alright nie. As ek nee kan sien, jy was jy alright nie. En die bemoediging, ek waardeer dit. En my bede is dat die Here, that God will restore you as a family. En die Here die trekspringkaan en die kaalvreter van julle grond sal verwyder. En dat die Here oorvloedige seën hoe julle sal uitgiet. Amen. Kom ons gee die Here net 'n prys. Halleluja. Groet aan almal wat ek nog nie gegroet het nie. Pastor Henry en sy vrou Carol, Pa Opet en Ma Opet, Pastor Mars en die Mars familie, kerkraad en leadership. Maak verskoning vanoggend vir Pastor die Mike wat nie vanoggend hier is nie. En dan ook vir my seun Dylan en sy vrou wat ook nie vanoggend hier saam met ons is nie. Maar ons is bly. Lyk jy lang so kwaad, jong. Die Olmex het gewen, so ek weet nie. Ja, 'n klomp bokke wat kwaad is vanoggend. Amen. Geliefdes, ek is so dankbaar vir die Here, dat die Here ons help. Dat die Here vir ons dra, dat die Here vir ons help. And that's why before I'm going to the word, I want to encourage you. Family, we don't know what the neighbor next to you or the brother next to you are facing. And sometimes we come into the church and we put our smiles on because we had to pretend and show other people that I'm actually fine, but I'm not. And this is just an indication this morning that we need to pray for each other. Dierbares, bid vir mekaar. Amen. Dan vanoggend, in lyn met die woord van die Here, gaan ons aan vanoggend praat oor 'n gedeelte wat ek vanoggend met u wil deel, en ek bid dat die Here met die nodige leiding en krag sal gee om met u daaroor te praat. 2 Timoteus 3, ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 3. Dit is reeks 13 vanoggend, and those that are live streaming this morning, thank you for tuning in. And if you missed any of these messages, you can just log on to YouTube and put in Karas Worship Center Wellington, and then all these messages will be there. As jy miskien so 1 of 2 gemis het, hy Sondag het jy miskien gewerk of jy was nie hier nie, kan jy lekker daar in die gemak van jou huis met 'n koppie koffie, jou Bybel en jou notaboek, and then you can listen to the word of God. Amen. Maar weet dit, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 3, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.
Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en onheilig. Ek het verlede week het ek met u gepraat oor onheilig. Vanoggend gaan ek met u praat sonder natuurlike liefde. Vanoggend gaan ek met u praat oor mense in die kerk sonder natuurlike liefde. En dat die Here my sal help. The Bible says, the contemporary English version says, heartless and hateful people. The ABP translation says, uses the words unaffectionate. The American Standard Version used the word without natural affection. The Amplified Bible uses the word unloving. Now, what does these words mean? Unaffectionate or without natural or unloving means to not showing any feelings or liking or loving or warm or fondness towards someone or something. Is wanneer jy geen liefde of empathy of sympathy toon teen iemand anders nie. You're an unloving person, unaffectionate person, an unloving person. And these types of characters does not belong in the church. This needs to be physical in the world. And it comes to mind that why does Paul the apostle write these things to Timothy, who was pastoring the church and telling him, watch out for these people. If you want to discern these last times, look to the hearts and the attitudes of people. Kyk net na die gesindhede van mense, dan sal jy agterkom, ons lewe in die laaste dae. Die goed is baie duidelik sigbaar in baie mense se lewens. This is clearly evident today that we are living in a world that is controlled by demonic forces. Ek het verlede Sondag weer gesê, die Bybel sê dat die wêreld is in die mag van die bose en Satan is die god van die wêreld. All these things that Paul mentioned is the signs of the end time. Self-love makes times perilous. Mense in hierdie laaste dae wat net omgee vir hulle self, gaan dit baie moeilik maak in die laaste dae. And sometimes all these people are people that you used to love, number one, and which you used to work. People that you need also, and sometimes you help them. Jy het hulle gehelp. Maar nou dat jy hulp nodig het, nou is hulle nie meer daar nie. They are unaffectionate and unloving towards your needs. But when they had needs, you so affectionate and love towards them. But now that you are in a situation where you need the help, they are not available. People that are loving themselves, they are loving their carnal selves more than their spiritual self. They are born again. They say they are born again, but everything surrounds around them, and they do not care about other people. Can I give you scripture? In Matthew 10:21, the Bible says, in Matthew 10:21, maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind. En die kinders sal teen die ouers opstaan en hulle doodmaak. Is not evident of the times that we are living in. Fathers fight against children and children against fathers. The contemporary English version says, brothers and sisters will betray one another, as are 'n tyd is waar daar soveel bekleierery nou in families is dit nou. Broer en suster, eie bloed, beklei nou met mekaar. Groet nie met mekaar nie, praat nie met mekaar nie, worry nie met mekaar nie.
en ons lewe hatig teenoor mekaar. En baie van ons is kwaad oor, ek het nie 'n erfdeel gekry nie. En mamma, die kas wat mamma vir my beloof, vir die dressing table, het mamma gesê is myne, en toe pa sterwe, julle beklei, ma is al 5 jaar dood, julle beklei oor 'n dooie ding. Parents will betray their own children, and children will fight against their parents. The other thing that I want to add to this is, husband and wives fighting one another and are looking for ways to hurt each other. Het my seer gemaak, en hulle jou seer maak. Even you can be married to someone that is unloving towards you. Hy het nog liefde gewys toe julle uitgaan. Hy het nog jou handjie vasgehou, en die soentjie gegee, en die blomme gekoop, en die chocolate gekoop, maar nou na 'n paar jaar, he's become unloving, unaffectionate. Van die laas, Broer Stevens, en jy vir Suster Stevens, so bietjie vasgehou, en gesê, soena in haar nek, en sê, ek is vir jou lief. Broers, jy wil hier koor dans, maar jy het nog heel week aan mama gevat, ek bestraf jou. Is dit waar, pastoor? Jy kan nie hier kom, jou wil uitgee. Daarom ek sit maar my knoepie aan, want ek het 'n knap 6 broekie aan. And we are unaffectionate towards our loving partners. Unaffectionate towards the one that we are married to. En dit is 'n belangrike ding, geliefdes, that these things come into the church, and we get people who are in a marriage, maar jy's aan die huwelik net vir wat jy wil hê en kan kry. It's all about you, and it's nothing about other people. Jy het selfsugtig in die huwelik geword. En daarom, broers, dis mos jou vrou daai. Amen. Vat aan haar. Sê vir haar jy's lief vir haar. Gee vir haar drukkie. Sê vir haar ek waardeer jou. Is dit die waarheid? As enige broer weer hier koor dans, en jou man hier koor dans, en hy die week nie aan jou gevat, die kom haal vir my, dan haal ek hom uit. Kom tak net aan my, sê pastor, hy nog die week, hy wil om jong man nou hier, haal hom uit. Afvat ek hom soma, akkoord as ek kan uit daar kan toe, laat ek hom bietjie in die raam wegbring, prys die Here. In Romans 1:31, the Bible says, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. We get even today in life, and this is so sad, that people are boasting and rejoice when you are in pain. Jy kry mense, hulle lag as hy sukkel. Hulle lag as hy moeilik trek. Hulle lag as hulle oor jou besigheid sukkel finansiëel. Hulle lag as jou kinders hulle werk verloor. Hulle lag as jy by hulle kom geld vra, want dit gaan bietjie moeilik is. You get these unaffectionate, unloving people who boast and rejoice when you are in pain. More and more today we witness evidence of unloving society and people loving themselves and so no care for other people. En dit is hartseer nie, dat die mens nog vandag mense kry in die huis van die Here wat nie 'n flenter omgee oor ander mense nie. Jy's by die vermoë om iemand te help, maar jy sê dis myne. Het jy nie gebid en gesê, Lord, if you bless me, make me a blessing? Sad to say that we find these attitudes in the church. And I want to give you a warning this morning. If you operate in an unaffectionate or unloving attitude, listen to me, it will develop into a form of godliness. Kom ek sê dit in Afrikaans. As jy in hierdie
hierdie gees opereer, of hierdie houding opereer, dan ontwikkel dit in 'n vorm godsdiens. Jy sê jy's bekeer, jy's nie bekeer nie. It develops in a form of godliness that your worship and your praise is not accepted by the grace of God. En daarom is dit absoluut belangrik, geliefdes, dat ons 'n liefde vir God het en ook 'n liefde vir mekaar het. Loving one another. Die kruis doen dit, en die kruis se simbool is 'n belangrike ding, want die kruis wys vir my twee dinge. My verhouding met God moet gewys word aan my verhouding met my medemens. How can I say that I love God and I do not love my brother and my sister? Ek is bly met die wat bly is, en ek huil met die wat huil. In 2 Timothy 3 vers 5, die Bybel sê, 2 Timoteus 3 vers 5, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon, keer jou af van sulke mense. Weet jy wat? Is mense wat sê hulle dien die Here, maar hulle het geen liefde vir ander mense, het 'n gedaante van godsaligheid. Jy dien nie die God van die Bybel nie. Holding on to a form of godliness, but having denied the power thereof, run away from these people. And listen to me, leaders and members who operate in a form of godliness are causing damage to the church. Luister, as jy in die huis van die Here sit en dit gaan net oor jou, dan maak jy met jou houding skade aan God se huis. You're not a benefit to the house. You are a disgrace to the house, because it's all about you. Your position and your title and your status and your this and your that. You are causing damage to the church and to the house of God. In 1 Timotheus 4 vers 1 tot 2, and now I want to speak to leaders and pastors. 1 Timothy 4 vers 1 tot 2. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste dae sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leerringe van duiwel sal aanhang, deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. How can you say that you love God and you do not care for your brother and sister? The Spirit say in the last days, there will come seducing spirits and people will believe the doctrines of demons. Luister wat sê die ander translation. Through the hypocrisy of men that speak lies, branded in their own conscience with a hot iron. Dit beteken hierdie goed is in hulle mind ingebrand. Die merk is daar en dit kan nie verwyder word. It's only by the grace of God that can be removed. Ek vertel gou vir julle iets wat 'n vrou my eendag vertel het. Hierdie jong man is baie desperaat en dit is 'n ware storie wat iemand my vertel het. Ek dink nou vanoggend toe ek die woord lees, toe kom ek nou daaraan. Vertel die meisiekind vir my, sy sê, pastoor, ek interview kandidate vir 'n sekere pos. En hier kom hierdie jong man in, maar hy is so desperaat vir hierdie werk. En sy sien op sy arm is daar 'n tatoeëermerk. En sy sê vir hom, if you do not remove this, you will not get the job. Niemand werk in die huis, hy is so desperaat vir die werk. And she said to him that tomorrow you must be here. But if the boss see the tattoo, you will not qualify for the work. Sy vertel my hierdie ding. Sy sê vir my, pastoor, wie, daai jongman kom die oggend in. En daar waar die tatoeëermerk was, is daar net 'n brandmerk. En sy sê, en dit is nog 'n bietjie seer toe ek het toe, hy sê vir haar, ek het net daar kondensmelk aangesmeer, en ek het 'n warm strykyster gevat, en ek het die merk doodgebrand. Sy sê, I cannot see the tattoos, but I see the marks. But he was so desperate in getting the job. En hy het die werk gekry. Listen to me. And sometimes we think that we can cover our marks
But the mark will be gone, but the scar will stay. Pretend to show people you're fine, but you're not. Living in an unloving and an ungodly environment. Self-love amongst leaders is a very dangerous thing to the church. And I want to say this with a great concern in my heart, that we have leaders who just love themselves and not God's people. Luister, ek gaan dit met baie versigtigheid sê. Nie elke pastoor wat agter 'n preekstoel staan is lief vir God se mense nie. Let me give you an example. We see leaders today that dress themselves in the form of godliness. They care more about themselves than the people of God. Dis hoekom daar's pastore wat moet gaan bid word, wat opgelig moet word, wat belangrik word, and then it's all about the title and the position because they care more about themselves than God's people. Many evil wolves in sheep clothing are robbing and raping the church and using scripture, abusing scripture to get the money of the people. Hulle verryk hulle self deur die onkunde van hierdie mense and promising them stuff that God do not promise them. Here gaan jou huis gee. Die baras, ek kan al lankal ryk gewees het onder julle. Lankal kan ek hulle maak gerei. Ek kon lankal daar 'n huis of 'n strandhuis gehad het. As ek vir julle al hierdie nonsens gepromise het. And people fall into, because these leaders are con artists, not ordained by God, and they are unloving and unaffectionate to the people. The only thing that they can get from the people is money for their own benefit. En as jy al hierdie goed gee en jou geld gee en niks gebeur nie, blameer jouself vir jou onkunde. 'n ander vrou vertel my, die profeet sê vir haar, sy moet 'n R500 saai, sy's 'n pensioner. En sy gaan leen die R500. Die man van God het gepraat. En sy bring die R500 na die man van die Here toe. En sê vir die man van die Here, sy leen dit by haar seun. En hy sê vir haar, God shows me that by Monday, R1,500 is going to be in your account. And she saw the R500. It was Friday, Saturday, and Sunday. The Sunday she did not have anything to eat. But she waited till Monday. And when Monday comes, nobody showed up. There was no sign of the R1,500. Moet ek kwaad wees vir die profeet? Nee, ek kwaad wees vir jouself. It is utmost important that we are people will be so gullible to get quick money, to get quick this and get quick this. Wait upon the Lord. Listen and be careful for the pastors who's promising you stuff in exchange for money. Show me this, then if I pray over you, you're going to get a house, you're going to get a car, you're going to get this. It's a lot of nonsense. It's leaders in sheep clothing, wolves in sheep clothing, who are robbing the church. En die mense sê, amen, kan jy kom in Nigeria in die dorp en kom haal hulle geld uit die breinmense uit. Weet julle hoekom? Kom ek sê gou, weet julle hoekom? Ons breinvolk is lief vir waarsêry. Ons is lief vir toordery, want ek wil hoor, gaan ek volgende jaar nog dit kry, gaan ek dit kry, gaan ek dit kry. And we were taking for a ride because we love these things. And we now join in churches where the leaders have no affection for you. Listen what God says, and as I conclude. In Romans 16 verse 17, listen to me. Ek vermaan julle broeders in Romeine 16:17. Hou hulle oog op die wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het en vermy hulle. Want sulke mense dien nie ons Here nie, maar hulle eie buik en hulle verlei deur hul vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. So he has a need
And the only thing that he can do is, if he can twist the scripture. Die Bible sê, vir hulle eie buik. He has a need, but he doesn't have money. Now he use scripture without love and con you to give the money. Die mense wat die prosperity teaching preek, is net hulle wat vooruit gaan en ons bly agter. God is helping us this morning. Be careful. I'm just going to give you a few tips and then I'm done. Paulus sê, ek vermaan julle broeders, hou die oog op die wat tweedrag en aanstoot veroorsaak. You need to watch them. As jy weet, dis iemand wat besig is om tweedrag te saai, then it's your responsibility to watch them and to warn them and to tell the leaders, this person is sowing division amongst the church. These people using flattery words and fancy talk to fool people out of their money. En dit is my so hartseer as ek hierdie goed kyk, dan sien ek hoe mense hard verdien, hard werk vir hulle geld en dan word hulle deur mense geroof wat hulle vertrou. Sow into the prophet for a prophetic word. Luister, do you want a prophetic word? Wil ek my julle woord gee? Lees jou Bybel. Hier is die profetiese woord. I don't run after prophets, I read the word. And whenever I open my Bible, God is speaking to me and it costs me nothing, no center, but it's life-changing word that can change my life. 1 Thessalonicense 5:21 sê die volgende. En die skrif moet julle neerskryf, en dis ding wat jy moet oorbid. Beproef alle dinge, behou die goeie. Prove all things and hold fast to which is good. I'm going to give you, the Bible says, test everything. You need to test everything. Every person that comes to you with a word, you say, let me test it. Profeet kom daar in by jou huis, of die profetes kom daar in by jou huis, dan sê die profetes vir jou, die Here het my gestuur met 'n woord. Sy sê vir die profetes, hou gou vas, praat maar die ding moet getoets word. You need to test it. It's your responsibility to test the word. Iemand in 'n fabriek werk of wat in 'n fabriek gewerk het, weet as 'n produk gemaak word, dan gaan dit na die quality department toe and it needs to be quality checked. Maar die kerk gryp elke gemors as jy dus van die Here af. Nie elke een wat sê, so sê die Here, het God gestuur. Ek lees 'n ding waar 'n vrou eintlik baie hartseer 'n getuienis vertel, and this really happened, waar die proef en terwyl ek dit geluister het dit my seer gemaak, Pastor Henry, waar sy sê, die profeet sê vir haar, you need to divorce your husband because your marriage is cursed. And she said, I divorced my husband because I believe the prophet. En sy sê, sy het 'n lewe van ongelukkigheid. Sy het vir die man gebid, and when the prophet said to her, you must divorce your husband, she divorced the husband because she believed the prophet. Everything that people speak or prophesy over your life need to be tested. If somebody prophesy over your life, sê dankie my sister, ek het jou gehoor, dan sê jy dit moet nou eers hier na ek moet nou eers die quality control toe gaan, I need to test the word. There are 4 things that you can do. You can write these scriptures down. As hy profeet en profetes daar by jou kom, dan sê jy nie, ek was geleer, ek moet dit toets. Nie, maar die Here het gesê, Here met jou gepraat, nie met my gepraat nie. Sê, die Here het ons met jou gepraat. Die Here mos nie met my gepraat nie. So ek moet nou die woord, wat jy sê, die Here gesê het, moet ek nou eers gaan ondersoek. Of die Here so gesê het. Baie mense loop rond en sê die Here praat en die Here spreek. And then we as believers, we run after these things. But it's demonic spirits that operate in the occult and then we believe it. Ek het 'n vroukie eendag gekry, sy was by ons in die gemeente, toe kry ek aan, ek en my vrou van Pick n Pay, toe sê sy vir my, sy het 'n woord gekry, vrou van suster, hoekom is jy weg uit die kerk uit? Nee pastoor, die Here het my gesê, as julle Saterdag kerk hou, dan kom ek terug. Nou sê ek, luister, elke dag is kerk, hier is die kerk. Elke dag is kerk. Number 1, how do I test the word, pastor? Number 1,
I'm not going to read scriptures due to time, but you're going to put it on. Make sure that it's accurate. Deuteronomy 18, verse 21 to 22. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie? Vers 22 sê, as die profeet in die naam van die Here spreek, en wat hy gesê het, gebeur nie, en dit kom nie uit nie, dan is dit nie die woord van die Here nie. Daar staan dit wit en swart, nie my woord nie, dis die Bybel. If every prophetic word being spoken by God, if it comes to pass, it is the word from the Lord. Number 2, it must be Christ-centered. Christus moet die sentraal wees van die boodskap. Openbaring 19 vers 10 sê die volgende, en ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n mededienstig van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het, aanbid God, wat die getuienis van Jesus. Christ must be the center of every prophetic word. If people prophesy and Jesus is not the center, you say, I rebuke it. Van wat is die center van baie profetiese boodskap? Mercedes-Benz, huis en geld. These things are the center. En wanneer iemand het geld en huise profeteer, hardloop, want het sê lieg, dat gaan nie gebeur nie. Ek het ook al leid dit, hulle vir my gesê het, ja, maar dit was dom. Stap ek ook aan die Here sê, ou sê vir my, jy gaan na bak, ek stap ook aan by die garage en ek leef aan op uit. Here, ek het 'n woord vir die dampate Hendrik, ek was aan die garage, man, ek sê, Here, ek het 'n woord vir die double cab bak. Ek wag nou nog. Op grond van die woord van die Here. Number 4, number 3, it must be aligned with scripture. Dat moet in lyn wees met die woord. Jesaja 28 sê die volgende, tot die wet, tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. So if somebody prophesy and it's not in line with the word, you can say to the prophet, this is not from God. En die laaste ene is, die voorlaaste een is, die vrug van die boodskap moet reg wees. It must be filled with humility and repentance. In Matthew 7 verse 20 sê die volgende, so sal julle dan aan hulle en hulle vrugte ken. Die profeet word geken aan sy vrug. Nie die grand suit en die entourage and thus says the Lord and thus says the Lord. Ek kan ook mooi Engels praat en sê thus says the Lord. Die fokus moet nie op sy woord wees nie. Die fokus moet wees op die vrug wat hy dra. Maar ons is so weggevoer. Hoe die woord van die man spreek, dat ek vergeet, ek moet na sy vrug kyk. En die laaste een is die verification. Verify the word. And can others confirm it without manipulation? Kan dit bevestig word sonder manipulasie? In 1 Korintiërs 14:29. Laat 2 of 3 profete spreek en die ander moet dit wat? Moet dit wat? Beoordeel. So when a prophet speaks in the house, we need to say to the prophet, thank you very much. Maar ons moet nou eers die woord beoordeel. As dit nie van die Here af is nie, dan moet ons vir die profeet sê, jy het gelieg. And this is scripture. But the thing is, the reason and the prophets and many false teachers and preachers, they know you and I don't know scripture. Therefore, they take us for a ride. En nou hardloop ons agter die goed aan. En ons doen al hierdie klomp gimmicks, want wat is die? Die profeet weet, jy lees die Bybel, because you come not for the word, you come for a prophetic word. And then he speaks things into your life, dat jy vir jouself sê, joh, is nogal die waarheid. Want 'n waarsêer kan ook sê, so sê die Here. But it's through a different spirit. And the devil has ordained men behind the pulpit who has no love for you, that he used to speak into your life
And you and I do not discern that these things is not from God. Ek wil vandag vir julle sê as 'n gemeente, and I want to warn you, be careful and vigilant when you listen to the word of God. Even if I, as your pastor, as ek 'n ding preek, dit is nie in lyn met God se woord nie. The council needs to correct me and say, Pastor, you are speaking out of line of scripture. Ek moet mans genoeg wees om my titel neer te sit en vir my kerkraad te sê, broers, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. But we love titles and position more than correction. We don't want to be corrected. Die manne vandag wil so hoog wees in hulle posisie dat hulle nie meer wil korrek word nie. Ek het eendag langs 'n ou gestaan en toe sê ek vir hom, brother, jy moet vir ons open met gebed, en toe tik hy aan my toe sê hy, ek is nie brother nie, ek is apostel. Toe sê ek, apostel, open vir ons met gebed. We love titles and positions more. Luister vir my kerk van die Here. En ek sluit af. As jy gaan gemislei word, gaan dit deur jouself wees. Die Bybel sê direk, aan die laaste dag gaan daar valse profete wees. Ons gaan nie die valse profete blameer nie. God het ons klaar gewaarsku. Hulle gaan nou wees. As ek en jy agter hulle aan hardloop, gaan dit op ons eie wees. Dat die Here saam met die ou of die misleidende profete gaan sê, gaan weg jou vervloekte. Ek het jou nie. Hoekom? Jy het nie my woord gevolg nie. As jy in 'n stryd is, moenie soek vir 'n profetiese woord nie, soek vir 'n woord van die Here. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, ons sien mos nie hoe profet Zondo is in die dorp en profet Ngaka is in die dorp. En jy hardloop om daar te wees, hy gaan jou nog dieper in die moeilikheid bring, want hy R500 kon jy nog gebruik het, maar profet Zondo het jou geld gevind. En as hulle jou klaar, ek wil nie die kleerlingwoord gebruik nie, as hulle jou klaar vertrap het, nou kom jy hier in, nou moet ek met jou deel, nou moet ek nou eers Zondo se sprint uit jou uithaal en ek moet nou jou kop nou eens weer reg maak. Because we want a quick fix. The church wants a quick fix. The church don't want the word. Mense wil rol en val en duiwel moet uitgedryf word en manifestasies. Mense soek die goed. Hulle soek die woord nie. If you come to Charis Worship Center, here you will find not manifestations. Here you will find word. En het baat nie jy rol hier en jy gaan te kere en maandag is jy nog net so onbeskof soos wat jy laas week was. Is dit waar? Is dit waar? Jy het hier gerol en jy het die mat vuil gemaakt, nou moet die mense weer die mat skoon maak. Rol daar by jou huis en jy wil rol. Die Here moet ons help. Die Here moet ons help. And therefore, every time, and therefore it's utmost important that you as a church, you need to pray for me. That every time when I sit, preparing the word to minister to this church, moet ek 100% seker maak, dat ek God se kinders nie mislei nie. Ek gaan nou groter, ons pastore, gaan 'n groter oordeel ontvang, omdat ons die woord aan die volk bring. En as ek die volk mislei, gaan die Here sê, gaan weg jou volk. Ja, maar Here, ek het in U naam duiwels het gedryf. In U naam, Here, het ek al hierdie goed gedoen. Gaan weg jou vervloekte. Dat jy nooit geken nie. Church, read your Bible. If you know the real thing, you will know the fake thing. Kom ons staan. Hallelujah. We honor you, Jesus. We honor you, Lord.